Vanoggend gaan ons kyk na staan saam die krag van gemeenskap. Staan saam die krag van gemeenskap. En vanoggend wil ek net prakties vir u, en hier het seker al gesien. Kom ons vat een stokkie. Hierdie stokkie. Kyk hoe maklik breek ek kom. Daar is hy. Net dit nie niks my gevat om hierdie stokkie te breek nie. Maar kom ons vat hierdie bondelstokkies. En ek kan nie, dis nie vir my moontlik om dit te breek. Met baie krag in my, of 'n groot gym ou kan hulle dalk gou gebreek, maar as ons kyk hierna, ons kan dit nie breek nie, want dit is saam by mekaar. Dis 'n bondel, en mag dit dink daaraan, soos ons deur die woord vanoggend werk, en soos die Here met ons praat. Op u eie kan u maklik voel, niemand is daar nie. Op u eie vanoggend kan jy voel, ek's alleen. Op u eie kan jy voel, ek soos hy stokkietjie. Ek word stikkend gebreek deur die wêreld. Maar die oomblik wanneer ons saamkom, saam staan, dan is daar krag in gemeenskap. En dis wat ons vanoggend hier so is. Ons is 'n gemeenskap van broers en susters vanoggend. En ek gaan vanoggend, soos ek aangaan, uit verskillende gedeeltes uit die woord van God uit lees. Maar ek wil vanoggend kyk na gemeenskap of fellowship. So wat sê God se woord vir ons vanoggend oor gemeenskap of fellowship? En gemeenskap is een van die mooiste en mees noodsaaklikste gawes wat God vir my en u gee. En dis gemeenskap. Met ander woorde, uit die openbaringsbladsy, die openingsbladsy van God se woord. Wanneer ons die woord oopslaan, ons kyk na Genesis, kan ons sien die Here sê, dis nie goed om alleen te wees nie. Van die begin af in die skrif. Dis nie goed nooit goed om alleen te wees nie. Wanneer ons na die Nuwe Testament gaan kyk, dan gebruik Paulus die volgende koinonia, die woord koinonia, die Griekse woord wat beteken gemeenskap. En ek het hier 'n deel gaan trek vir, en gemeenskap is fellowship. Maar daai fellowship, die ander twee dele, sharing, contribution, participation, as ons allerlei dele kan ons nog opgaan en massas ander woorde bykry. Maar ek het gedink, kom ons kyk na daai. Wat beteken fellowship? En dis my mooi woord vanoggend, fellowship. Maar kom ons kyk, wat het Paulus gesê? Wat het hy bedoel met die Griekse woord koinonia? Gemeenskap. Dit strek verder as wat die woord vanoggend vir my en u sê. En dit is wat ek wil hê ons moet vanoggend kyk. Dit is meer as samesyn. Dit is meer as net samesyn. En wanneer ons vanoggend na die woord kyk, en dit is so belangrik dat ons moet kyk, wat beteken dit? Dis noue assosiasie en deelname. Is 'n assosiasie en deelname vanoggend tussen my en u. En dit is onder diegene wat verenig is deur dieselfde belange en dieselfde doen. En dis wat ons vanoggend het, soos ons hier saamkom, Christene, kinders van die Here, dieselfde doen en dieselfde belange. As u nie dieselfde doel het en dieselfde belange het nie, gaan u mos nie kan deel wees nie. En as u dieselfde doel en dieselfde belange het nie, gaan u ook nie gemeenskap kan hê met ons nie. Ons gaan nie die fellowship kan hê wat die Here van ons verwag nie. En Paulus gebruik hierdie woord koinonia, die geestelike band. Hy gebruik dit om die geestelike band met God te beklemtoon. En dis verskriklik belangrik. Daar's 'n geestelike band met God. En met Christus en die Heilige Gees vanoggend. En dis wat die Here vanoggend vir ons wil sê, vir my en u. En die vroeë kerk in Handelinge het hierdie verstaan. En ek wil hê ons moet beplek omdat ons dit opnuut vanoggend verstaan. Die vroeë kerk het die breek van brood. Hulle het gebed gehad. Hulle het gemeenskaplik byeengekom en hulle het saam aanbid. Hulle het nie goed op hulle eie gedoen nie. En dis verskriklik belangrik vanoggend, wanneer ons op ons eie is, en vandag se tyd kan ons maklik kom met media en goeders, kan ons sê, ek het nie hierdie nodig nie. Ek het nie hierdie gemeenskap hier nodig nie. Ek het nie hierdie fellowship nodig nie.
Maar dan kom die Here en hy herinner ons vanoggend opnuut. Die woord spreek die fundamentele doel van die kerk aan. Koinonia kom vanoggend en dit spreek vir ons die fondasie doel vanoggend, hoekom ons hier is. Hoekom het u vanoggend kerk toe gekom? En die woord kom en Paulus spreek vir ons die doel aan vanoggend. Vanoggend is hy hier, laat ons die eenheid bevorder. Ons is hier vanoggend, laat ons die eenheid bevorder. Ons is nie gesplit. Ons is hier vanoggend saam om die eenheid te bevorder. Met ander woorde, ons is vanoggend hier so saam om verhoudings te bou en verhoudings te vestig, vas te maak. Want as u hier is en u wil nie verhouding met iemand anders te hê hier nie, het u werklik gemeenskap? As u nie wil fellowship hê vanoggend nie, wat wil u hê? En dit is wat die vroeë kerk vir ons wys, samekoms as Christus se liggaam. Is ons nie vanoggend 'n liggaam nie? En dis waarom dit so belangrik is, as jy nie hier is nie, lei die res van die liggaam. En vanoggend is ons hier saam as 'n liggaam. Ons deel met mekaar. Vanoggend het jy dalk gepraat. Ek weet nie of jy met mekaar gesels het. Jy kom dalk vanoggend blydskap gedeel het. Jy kom vanoggend bekommernisse gedeel het. Jy kom vanoggend gesê dat swaarmoedig. Het jy gedeel? Het jy met mekaar gedeel vanoggend? En vanoggend is ons hier, ons het God aanbid. En vanoggend met die hulp van die Heilige Gees gaan ons leer uit God se woord uit. En dit is hoekom ons vanoggend hier by mekaar is. En as ek en u net op 'n punt of op 'n plek in ons lewe kan kom om opnuut te besef, die kerk is nie 'n menslike instansie. Geen mens het die kerk ingestel. Christus het. En as ek en u dit besef, dan gaan ons hier wil wees. Maar ons gaan nou verder daarna kyk. Dit maak koinonia of gemeenskap vanoggend is nie 'n dooie ritueel nie. En dit is verskriklik belangrik. Hierdie wat ons vanoggend mee besig is nie 'n ritueel nie. Dis nie 'n dooie ritueel nie. En ek en u moet dit besef vanoggend. Dit is lewendig en werklik. Wanneer iemand kom getuig, is dit lewendig en werklik om my en u te bemoedig. Want ons kan sien, dis 'n woord vir my en u, of, wow, kyk die groei in 'n persoon se lewe. Daai persoon moedig my aan, want ek wil groei. En dit is wat gebeur vanoggend. Ons moedig mekaar aan. Dis 'n tasbare uitdrukking van gelowiges wat verbind is met God en met mekaar. En dit is verskriklik belangrik vanoggend. Ons het verbintenis met God, maar ons moet en ons het verbintenis met mekaar. As een persoon lei die res van die liggaam. En dis wat ek en u moet besef vanoggend. Na die opstanding van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees, is die beskrywing van die Christelike lewe, kry ons dit soos in Handelinge 2 vers 42. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Dit wys vir ons wat gebeur het. En dit wat gebeur het, moet ek en u vanoggend nastrewe. En dit is my en u begeerte, dit moet my en u begeerte vanoggend wees. Bybelse gemeenskap vanoggend. Die gemeenskap wat ek en u het, is meer as hierdie gebou. Ons is bevoorreg en is fantasties om hier te wees in hierdie gebou, maar is meer as hierdie gebou. Dit is om van dieselfde gees te wees. En ek en u vanoggend moet dieselfde gees hê wanneer ons hier kom. Want as ons nie dieselfde gees het nie, is daar verdeeldheid. As ons nie dieselfde glo nie, is daar verdeeldheid. En ek en u moet vanoggend kom en hier wees
Dis meer as hierdie gebou. Dit is meer as net kerk bywoon. Vanoggend. Dis meer as om net die kerkdiens by te woon. Ek en u is vanoggend hierso, want ons behoort aan mekaar. U het gekies om deel te wees van hierdie gemeente. Nou behoort u aan mekaar. En ek en u moet dit besef. En daarom, as ons sê ons behoort aan mekaar as Christene, dan is daar ook dissipline. Want ons moet die kerk suiwer en hou, want dit is die bruid van Christus. Christus kom terug. Ons moet gereed wees en reg wees wanneer hy terugkom. En ek en u vanoggend is hier by mekaar meer as net hierso. Ons het gekom want ons behoort aan mekaar. En hoe lyk dit as ons sê ons behoort aan mekaar? Dis meer. Dis meer as ek is net vandag hierso. Want ons is op die plek waar ons sê ek en u het meer in gemeen. En in die middel vanoggend van hierdie gemeenskap is Jesus Christus. Mag ek en u dit besef. Jesus Christus is hier teenwoordig vanoggend. Die Heilige Gees is in elke Christen vanoggend. Jesus is die middelpunt van ons gemeente. En ek en u moet daarna streef en sê, dit is wat ons begeer, om nooit weg te beweeg daarvan nie. Dat Jesus die middelpunt is, dat niks anders te hom vervang nie. Want so maklik kan ons goed inbring wat verander en hom wil vervang. 1 Johannes 1:3, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En dit is so wonderlik vanoggend, ons het gemeenskap met mekaar, en met die Vader, en met Jesus Christus. En die Heilige Gees is in ons, so ons het dieselfde Gees, so ons is dan met ander woorde in eenheid. En ons moet dit bewaar. Ons moet hierdie eenheid wat ons het, bewaar met alles in ons. Elkeen van u is deel van hierdie liggaam, en u moet hierdie liggaam beskerm. U moet hierdie liggaam bewaar. Dis nie net my verantwoordelikheid vanoggend nie, dis natuurlik my verantwoordelikheid, maar dis elkeen van u se verantwoordelikheid vanoggend om ons veilig te hou. Van die vyand loop rond, soos 'n brullende leeu, en hy kyk wat hy kan verskeer en wie hy kan verskeer, en ek en u moet staande bly. Dis ons verantwoordelikheid. Ware gemeenskap vanoggend begin by God. Daai verhouding begin by God. Dit vloei uit God uit na ons toe. En dit lei ons terug na God toe. En vanoggend gemeenskap wat ons het, dit kom van God af en dit bring ons terug na God toe. En dis wat die Here van my en u verwag vanoggend. Wanneer ons in gemeenskap met hom wandel, wandel ons natuurlik ook in gemeenskap met mekaar. En ons is by Christus. Ons wandel saam, en dit is wat ek en u moet doen. In 'n wêreld gekenmerk vanoggend deur eensaamheid. 'n Wêreld wat geken word vanoggend deur verdeeldheid, deur isolasie. Want dit is wat die wêreld gekenmerk word, deur eensaamheid, isolasie. Staan Bybelse gemeenskap is 'n duidelike teken van God se koninkryk. Met ander woorde, dis vanoggend belangrik dat ek en u dit besef. Ons is vanoggend saam gemeenskap, saam as broers en susters. En wanneer ons saam vanoggend hier so is, dan weet ons vanoggend, al is die wêreld 'n plek vanoggend waar daar so maklik eensaamheid kan wees. Al is die wêreld 'n plek waar daar verdeeldheid is. Al is die wêreld vanoggend 'n plek waar daar isolasie is. Kan ek en u kom en sê, wat beteken hierdie gemeenskap van God af? Vanoggend is dit 'n plek waar liefde werklik is. Vanoggend hier, 'n ware gemeenskap
is die liefde werklik. Want ons is lief vir mekaar, want ons is kinders van God. Vanoggend is hierdie 'n plek waar laste gedeel word. Nie skinder nie, ons deel mekaar se laste. Dit is waar ons vanoggend is. Dit is 'n plek vanoggend waar ek en jy kan kom en sê ons dra mekaar se laste. Vanoggend, ware gemeenskap, is 'n plek waar ons vergifnis kan kry. Vergifnis onder mekaar. As ons iemand te nagekom het, vergifnis. Ons kan vergewe word. Hoekom? Want ons is in 'n plek van ware gemeenskap. Hier is 'n plek waar ons veilig kan wees. En ons kan vanoggend sien hoe Christus mense behandel het. En as ons weet en wanneer ons kyk hoe Christus mense behandel, is dit my en u voordeel vanoggend om hier by mekaar te wees en te kyk, hoe behandel ons mekaar? Gemeenskap beteken 'n roeping om 'n verbinde, toegewyde en woordgesentreerde lewe te leef saam met ander Christene. Dis wat ek hier doen vanoggend. Ons is hierso en ons op hierdie oomblik en in ons daaglikse lewe kan ons kom en ons kan 'n toegewyde lewe lei vir Christus. As 'n gemeenskap, 'n woordgebaseerde lewe lei as 'n gemeenskap saam met Christus. En dit is wat ek en jy moet doen. Kom ons kyk dan vanoggend na 'n paar gedagtes. Wat beteken gemeenskap? Gemeenskap begin met God. Ons moet begin by God. Om ware gemeenskap te hê, begin by God. Wanneer ons by God begin, dan kan ons eers gemeenskap hê. Maar begin by God, voor ons gemeenskap met mekaar kan hê vanoggend. As ons nie gemeenskap met God het vanoggend nie, hoe kan ons gemeenskap met mekaar hê? Want dan is ons net 'n social club. As God nie hier is nie, en ons het nie gemeenskap met God nie, is ons vanoggend by mekaar. Ons kan na golfklub toe gegaan het of rolbal of wat ook al ons kan speel. Maar vanoggend is ons hierso, waar God ons opdrag gegee het om by mekaar te wees. En as ons gemeenskap het met God, kan ons vanoggend hier sit en sê, ek het gemeenskap met my broers en my susters. En dan kan ons kom vanoggend en sê, nou het ons eenheid. En die Here kom en hy sê, ons moet by God, ons begin by God. Hy moet heel eerste wees in ons lewens. Heel eerste. En slegs dan kan ons gemeenskap hê met mekaar, wanneer ons hom aangeneem. Het u gemeenskap met God? Ons het die liedere gesing, ons gee alles oor. Het ons gemeenskap met God? En dis wat ons moet vra. 1 Johannes 1:3 lees ek weer vir. Wat ons gesien en gehoor, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dis wat ek en u nou moet strewe vanoggend, sodat ons gemeenskap kan hê met God en met Jesus Christus. En wanneer ons dit het, dan kan ons hier vanoggend met vreugde kom, al gaan dit swaar. En ons kan hier kom en sê, ek het swaar, maar ek gaan deel. En dit is wat vanoggend vir ons verskriklik belangrik is. Gemeenskap is gewortel vanoggend in die drie eenheid. Vader, Seun, Heilige Gees, dis 'n eenheid. Daar is geen verdeeldheid daar. En daarom is ons gemeenskap vanoggend gewortel in die eenheid van God. Daar is nie verdeeldheid nie. En daarom moet ek nie kom en sê, ek wil gewortel wees daar. En wanneer ons gered word, word ons in daardie goddelike gemeenskap vanoggend ingenooi. Want dan kan ons sê, my God, Vader, Seun en Heilige Gees, ek is ingenooi, ek is deel daarvan. Ek kan vanoggend gemeenskap hê. Vanoggend is ons saam met een doel. Almal van u wat 'n kind van die Here vanoggend is, het die Heilige Gees. Die Heilige Gees is in u vanoggend. En daarom is dit een Gees. Hoe kan een Gees verdeel word en so dwars gaan? Dit maak nie sin.
wanneer ek en u in eenheid staan vanoggend, bewaar ons hierdie eenheid. Want hierdie eenheid is vir ons belangrik. En wanneer ons hierdie eenheid het, en ons is 'n gemeenskap, as goedjies kom, ons gaan nou kyk wat kan dit opbreek, dan gaan ons staande bly daarteen. Maar ek en u moet begin en sê, ons het gemeenskap met God, Johannes 17:21, dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. Die wêreld kyk vanoggend na my, die wêreld kyk na kerke. Wat gaan aan in 'n kerk? Was jy al in plekke wat jy voel opgeskeer word goeders? Ek moet nie versigtig ingaan dat ek nie geskeer word nie. En ek moet versigtig uitgaan en hoop ek word nie verskeer. Die wêreld kyk na my en u. Die wêreld kyk wat doen ons. Die wêreld kyk en kan hierdie vers Johannes 17:21 my en u waarheid wees dat almal een mag wees. Dis wat die Here Jesus sê, dat ons een mag wees. Dan gebruik hy 'n voorbeeld dat hulle een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo. Kan ons besef wat so groot verantwoordelikheid het ons vanoggend, dat die wêreld kan glo. Die wêreld kyk na ons. En ek en u moet vandag sê, dis my begeerte. Ons eenheid met mekaar vloei uit ons eenheid met Christus. Soos ons een is met God, een met Christus, vloei dit uit na ons eenheid met mekaar. Want dan gee ons om vir mekaar. Dan gee ons regtig werklik om vir mekaar. Ons is werklik lief vir mekaar. Ons wil werklik deel met mekaar. Ons wil mekaar se laste deel. As iemand swaar kry, kry ons almal swaar. En dis wat die Here vanoggend vir ons sê. Ons sien dus, ons kan nie ware gemeenskap met mense hê nie, tensy ons nie gemeenskap met God het. As u nie gemeenskap met die Here het nie, kan u nie gemeenskap hier hê. En daarom, dis ons eerste punt. Tweede punt, gemeenskap is 'n kenmerk van die vroeë kerk. Wat het in die vroeë kerk gebeur? Die vroeë gelowiges het dit verstaan. En ek, baie kere, dink ek, ons het dit dalk verstaan dalk nie altyd. Want ons dink, baie kere, dis 'n versoek om kerk te kom. Ons dink baie kere, iemand, een of ander mens, of kerkvader, in die geskiedenis het gesê, kom ons bou kom kerkies, en as jy so voel vandag, en as jy wil, en mag dit nie te veel moeite wees nie, kom kerk. Dis nie wat God sê nie. En die vroeë Christene het dit verstaan. Die vroeë gelowiges het verstaan dat Christendom nie 'n reis is wat elkeen op sy eie moet stap nie. Hulle het geweet, u kan nie die pad alleen stap nie. Dis nie moontlik. U kan nie op die eie stap nie. U kan dalk dink u kan. U kan sê daar's genoeg media om my besig te hou. U kan nie die pad alleen stap. Al kan u sê daar's genoeg om u besig te hou. Wat van ander mense? Wat u nodig het? Het God nie vir ons almal talente gegee nie? Het God nie vir ons almal gawes gegee nie? Het God nie gesê, kom by mekaar, dan kan ons dit uitleef nie? Het God nie gesê, kom kerk toe om te kom dien nie? Is dit nie wat die Here vir ons gesê het nie? Ons kan nie die pad op ons eie stap nie. U word deel van 'n familie. U is deel van hierdie familie, of jy dit wil weet of nie. Vanoggend is u deel. As jy kind van God is u deel. Of jy dit wil weet of nie. Maar wat doen jy daarmee? Wat beteken dit? Dit beteken dat daar ander is wat saam met jou deel aan hierdie reis. Vanoggend is daar mense wat saam stap. En dit moet ons verstaan vanoggend. Dis 'n reis wat ek en u nie alleen kan gaan nie. Handelinge 2:42.
En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. Kyk na hierdie vers. Die gemeenskap daar, wat beteken dit? As jy daar gaan kyk, met ander woorde, hulle het die woord geleer. Met ander woorde, en hulle het volhard in die leer, met ander woorde, het geleer. Hulle het saam gebid, en hulle het nagmaal, breek van brood, hulle het nagmaal gehad. Saam in eenheid. Een doel, een vooruitsig, saam as broers en susters in die familie. Hulle het nie op hulle eie gedoen nie. Want ons kan natuurlik, ons het ons eie verantwoordelikheid ook wat ons doen, maar die Here sê hier saam. En daarom kan ons mekaar se laste dra. Daarom kom as iemand iets nodig het, kan u dit doen met u talente. U moet dien. Ek en u moet dien. Vanoggend is ons hier, ons al baie daaroor gepraat, broers en susters, as 'n gemeenskap vanoggend. Fellowship vanoggend. Weet ek, en ek glo, het hiernatoe gekom vanoggend om te sê, ek wil kom dien. Ek glo dit. En as dit 'n vreemde begrip is, volgende keer as jy terugkom, berei jouself voor. Vra die Here, Here, ek wil volgende kom dien. En jy sal, ek gaan nie sê jy gaan verbaas wees, jy gaan net stom staan en nie wat sy woord om te gebruik nie, want jy gaan sê, wow, ek het nie geweet ek kan dit doen. Here het reg vir my deur oopgemaak dat ek kom dien vanoggend. En het op my hart geplaas en ek het met iemand gepraat wat ek nooit meer sou praat nie. Ek het kom dien. Wat 'n gawe jy ook al mag hê. Jy moet hier wees om te dien. En dit is hoekom ons by mekaar is in die vroeë kerk het dit verstaan. Gemeenskap met die heiliges is dis nie opsioneel nie. Dit is noodsaaklik. Hierdie is noodsaaklik. Dit is so noodsaaklik dat u vanoggend hier moet wees. Nie net om die woord te hoor nie. Natuurlik. Maar dit is meer as dit. Dit is so noodsaaklik dat u vanoggend hier moet wees. As u nie hier was nie, sou u gemis het. Want ons is hier om te dien. En ek weet nie waar jy al vanoggend gedien het nie. En as ons klaar is, glo ek, as dit op jou hart is, gaan dien. Vat die tyd. Gaan dien, want dis wat God van my en u verwag. Dis nie opsioneel nie. Vir baie mense het kerk toe kom 'n opsionele aksie geraak. Met ander woorde, ek kan kies. Hy sal sit en sê, nee, as ek 1 keer 'n maand is okay, of dis opsioneel. Dis nie wat God sê nie, dis nie opsioneel nie, dis 'n vereiste, dis 'n opdrag. En as ons dit nie doen nie, is ons ongehoorsaam. En dis God se woord. En ons kan dit gaan lees vanoggend, Hebreërs 10 vers 25. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dis des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Is die dag nie besig om nader te kom? Raak die tyd nie elke dag minder en minder nie. En die Here sê, kom. Dis hierso sê God in sy woord. Hy kom en hy sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie. So dis my opdrag. Soos ek sê, as die mens in gestelde instansie was God gesê, ja, ons hou nie by hierdie sekere goed, want dis kom uit God se woord. Hierdie kom uit God se woord. Dis 'n opdrag. En ons kan kies. En dis die wonder hoe God ons geskaap het. Ons, ek en u, kan kies. Ja of nee. God doen ons nie. Ek doen u nie. Niemand doen u nie. Dit is u keuse. En daarom moet ons daarby vashou. Die Here sê dit vir ons. Kom ons kyk na 'n derde gedagte. Gemeenskap vereis liefde en opoffering. Dit is die liefde vir God en die byeenkoms saam met my broers en susters, wat my en u motivering moet vanoggend wees. Ek is lief vir God, so ek gaan gehoorsaam wees, en ek is lief vir my broers en susters, dis waarom ek wil kom.
En dit is 'n opoffering vanoggend. Dink daaraan. Johannes 13:43 en Johannes 13:34 en 35. 'n Nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dit is wat vanoggend so belangrik is. Ons is lief vir God. So ons gaan gehoorsaam wees. En ons is lief vir mekaar. Elkeen van u wat hier so sit. Ek het elkeen lief. Dis my broers en susters. Ek het julle lief. En ons moet mekaar lief hê. En weet julle almal het my lief. So ons moet mekaar lief hê vanoggend. Amen. En dit is so belangrik. En kyk na die opoffering. Wat 'n opoffering het u gemaak vanoggend? Daar's 'n prys wat moet betaal word. Wat het u gedoen om vanoggend hier te wees? Wat 'n opoffering? Daar kon ook gesê, ek sien lus nie. Ek kon ook uit die bed het opgestaan. Ek wil nie graag kerk toe kom vandag. Maar u is hier. So wat 'n opoffering was daar? Vroeg opstaan. U moes vroeg opstaan om hier te wees. U kon eerder ingelê het. Lekker nog 'n bietjie geslaap het. Ons moet kerk toe kom. Dis 'n opoffering. Ons moet deelneem en ander help vanoggend. Dis 'n opoffering. Vanoggend is dit 'n opoffering om ander te help. Dis 'n opoffering om met mekaar te deel. Dit was 'n opoffering vanoggend. Jy moet opstaan, dis groot. Ek moet voor mense praat. Dis dalk nie wat ek normaalweg doen nie. Ons moet met mekaar praat en nie gaan ook op 'n punt kom sê, dis my persoonlikheid nie, maar ek moet met iemand, ek moet dit deel. Dis 'n opoffering. U het gekies vanoggend teen die wêreldse dinge. Daar het so maklik gekom het en gesê, ek wil eerder gou winkel toe gegaan het. Ek het nog baie goed wat ek moet doen. Ek moet maandag begin. Maar jy die wêreldse dinge eenkant gesit vanoggend en gekies om nie te wees. Dis 'n opoffering. En dit is 'n opoffering dat ons gemeenskap kan hê. Ons moet met ander gesels, ons moet saam bid. En dit vereis vanoggend nederigheid, geduld en vergifnis. Dalk het iemand iets teen u, jy moet vergewe vanoggend. Dis moeilik. En dit is wat gebeur, gemeenskap vanoggend vereis liefde en opoffering. Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar se laste. En doen ons dit. Is dit vir ons belangrik? Want ons almal het laste, ons almal gaan deur goed. Om laste te dra beteken om in iemand se pyn in te gaan. En nie om dit te vermy nie. Is dit nie groot nie? Jy moet in iemand se pyn ingaan. En dit nie vermy nie. Dit is om laste te dra. Daai persoon se hartseer, se smarte, se stikkindheid. Ek gaan en ek beweeg in daai persoon se smarte in. Dit is daai ding van empatie. Dis nie net 'n simpatie. Ek hoop ek gaan beter. Nee, jy gaan in daai persoon se pyn in daai persoon se eensaamheid en hartseer en smarte in. En dit is wat God van my en u vereis, want so vervul ons die wet van Christus. Filippense 2:4. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se nie. Is dit nie so maklik nie? Ek kom in, is my belange. My belange. En ek gaan huis. En ek kom in kerk toe, Sondag, my belange, het gaan oor my en ek gaan huis toe. Dis nie wat ons moet doen nie, dis nie wat die Here van ons vereis nie. Ons kom hiernatoe om te sê, ek sit my eie ek bietjie eenkant. En ek kyk, wie kan ek help? Met wie kan ek gesels? Wat het die Here vandag vir my beplan in Holbroek? Wat het die Here vir u beplan vanoggend? Het u jouself afgevra? Wat het God vir my en u beplan in hierdie gemeente vanoggend? Kom ons kyk na 'n vierde gedagte. Gemeenskap is om die lewe saam te deel. Hierdie wat ons vanoggend het, is dieper as 'n vriendskap. Want ek en u, mag ons dit so besef, ek en u, 'n gemeenskap
fellowship is dieper as net vriendskap. Dit is 'n geestelike vennootskap. En dit is so belangrik as ons dit kan besef. Geestelike vennootskap, want ons is tog nie op ons eie nie. Soos ek sê, gemeenskap is om die lewe saam te deel. Saam te deel. Ons is besig met 'n geestelike vennootskap. So wat beteken dit? Ons is saam in hierdie gemeente, saam op pad na ons eie doel toe. En daarom is daar vennootskap. En 'n vennootskap beteken as twee mense is, ons is saam. Huwelik is 'n vennootskap tussen 'n man en 'n vrou. 'n eenheid, 'n unity, wat saam selfde belang, selfde pad stap. Hierdie is dieselfde. Ons eie doel is tog die ewige lewe. En op pad soontoe, as kinders van God, het ons een doel voor oë. En as ons nie in daai gemeenskap en daai vennootskap kan wees nie, wat gebeur as iemand skei? Dan breek daai vennootskap weer tog op. Hulle is nooit weer dieselfde nie. Dis verby, dis klaar. Maar ons is kinders van God. Ons vennootskap is hier tot die dag wat die Here ons kom haal. En daarom is ons saam om mekaar te help. As ons nie met mekaar interaksie het nie, kan ons nie in gemeenskap saam wees nie. En dit gaan nie oor, ek met iemand praat, ek hoor, en dan kan ek skinder verder met iemand anders doen. Nee, wanneer ons praat, is ons doel nie om uit te vis, om te kan skinder nie. Wanneer gaan iemand vandag? Want ek wil weet, want ek wil vir jou bid. Ek wil net hoor, ek wil net sit en jy het ook nie nodig om te praat. En dis wat God vandag vir ons sê, dit is wat dit beteken. Dis 'n geestelike vennootskap. Ons kom nie net by mekaar om te ontvang nie, maar om in liefde en goeie werke aan te moedig. Dis wat ons moet doen, goeie werke aan te moedig. Wanneer ons moeg raak en sê, dis die pad raak te swaar vir my, ek kan dit nie meer doen nie. Dit is net te swaar, dat ons kom en sê, kom ons stap saam. Kom ons stap saam, en ons moedig mekaar aan, want ons is saam op pad na dieselfde plek. Ons is saam op pad na die ewigheid toe. Ons is daar om mekaar aan te moedig, te versterk en aan te wakker. Kom word wakker. Ek sien jy is bietjie, is asof, wat gaan aan? Is asof jy vervlou het in die water. Wat gaan aan? Hoekom? Wat is fout? Dat ons mekaar sê, kom, word wakker, kom ons kry weer die vuur, kom ons gaan weer aan, die opgewondenheid om God te dien. Ons kom dan bid vanoggend, om mekaar te bid, te ondersteun. Genootskap gaan nie oor wat ek kry nie, wat gee ek? En dis ons fellowship vanoggend, wat gee ek? Want ek doen dit in liefde vanoggend, wat kan ek gee? Ons deel ons lewens met mekaar. Ons is lede van een gesin, een familie voor Christus. Een gesin, een familie voor Christus. En dit is wat ek en Ina steek. En ons kan dit sien. Baie mense verstaan nie wat ons doen nie. Baie mense stel nie belang wat ons doen nie. Maar ons is een familie in Christus. En daarom kan ons saamkom. Kolossense 3:16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Dis hoekom ons by mekaar kom. Ons kom en jy weet in die hart, die Here praat met jy, gaan bid vir iemand, bemoedig iemand, dra iemand op, tel iemand op wat stikkend is. Want dit is wat God van my en u verwag. Punt nommer 5, gemeenskap beskerm ons teen geestelike gevaar. Hierdie is so belangrik. Hierdie is wat ons weet, is so belangrik. As jy self isoleer, dit is wat die vyand wil hê. Dit is die grootste wapen, een van die grootste wapens van die vyand. Hy wil nie alleen nie. As hy nie alleen kan kry, is dit waar hy nie wil hê. In isolasie. Want as jy geïsoleerd is, op jy eie is, jy het niemand om mee te praat nie, jy het nie die gemeenskap van die heiliges wat jy kan ondersteun nie, wat kan luister nie, wat kan raad gee nie, wat net vir jy kan bid nie, dan is jy geïsoleerd en die vyand gaan kom en dis waar hy wil hê. As hy jy kan hou op jy eie, is hy tevrede. Want wat beteken dit?
Is nie by die kerk nie. Jy bid vir niemand nie. Niemand het geen diens gelewer op daai Sondag nie. En het jy gehoor wat aangaan in die kerk? So jy weet, daar's 'n broer of 'n suster en ek is hier en ek het hom dalk gemis of haar gemis of sy is nie hier of hy is nie hier. So nou gaan ek van my kant af daai persoon bel, want ek wil dien. En dit is die gevaar van isolasie. Isolasie verseker dat jy nie ander kan dien nie. En jy word ook nie bedien. Met ander woorde, vanoggend word jy ook bedien. Die Heilige Gees is hier en hy bedien jy. Jy hoor wat God sê en ons kom en wanneer iemand vir jy bid, word jy tog bedien. So elkeen van ons vanoggend soos ons hier sit, tweeledig, ek moet dien, maar ek word ook bedien. Ek kom moedeloos kerk toe, ek is depressief en ek weet nie hoekom nie, of wat ook al die geval moet wees, of ek is net so eensaam op baie oomblik. Dan kom die kerk toe en jy sien die liefde wat van die broers en susters. En wanneer jy uitstap, voel jy weer, ek is opgebouw. En ek glo, mag dit so wees, wanneer jy uitstap op 'n Sondag met die hulp van die Here en die Heilige Gees, mag jy voel jy word opgebouw. Hoekom? Want ek was by my broers en susters in Christus. En die Here het met my gepraat, gespreek. Prediker 4:9 en 10. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Is dit nie mooi nie? Kyk die kongres, ek goeie dit al getrek. As mense wat val, as mense wat kry, dan kom iemand, dan tel hulle die ander persoon op. Hy kan nie meer loop nie, sy pyn met die bene en spiere pyn, en die een man tel hom op. En hy dra die persoon oor die wenstreep. En die persoon kom aan die kant uit. As hy op sy eie was, het hy dit nie gemaak nie. En dis my en u werk vanoggend, wat 2 is. Vir ons wat 'n gemeenskap is, as een val, is ons dan op te tel, om te help. U weet nie wat 'n woord uit die mond uit vir iemand anders te beteken. Dis waarom so belangrik is wat ons spreek uit ons mond. Maar u weet nie wat daai woord uit u mond uit beteken. Een woordjie wat u nie eens geweet het nie. U self weet nie eens waar dit vandaan gekom het. En het iemand bemoedig. En daai persoon het opnuut krag gekry om aan te gaan. Was dit al so nie? Iemand het 'n woord gespreek en is net opgelig. En dit is wat God vir ons, van ons verwag. Gemeenskap slyp ons, versterk ons en hou ons verantwoordelik. En dit is hoekom ons nie mag wees. As u nie hier is, kan niemand u verantwoordelik hou. As u nie hier is, kan ons mekaar nie slyp nie. Ons kan nie groei nie. Want iemand kom en hulle sê 'n woord of hulle deel 'n skrif met u en u dink, ek het dit nog nooit gehoor. In 'n huwelik. My vrou sê baie goeders en dink ek het nog nooit gehoor nie. Sy kom en sê, dis wat ek in die skrif gelees het. Dan is dit, wow. Want ons sluit mekaar. En ons groei saam. En dit is wat hier gebeur. Ons versterk mekaar. So wanneer jy swak voel, reik uit en sê, ek voel swak. Ek het nodig dat iemand my help. Kry die vrymoedigheid. Want dit is wat 'n gemeenskap is. Dit is wat fellowship is. 'n Gemeenskap wys ons na ons ewige toekoms. Is dit nie mooi nie? Wat ons hier doen, wys ons na ons ewige toekoms toe. Wanneer ons nagmaal gebruik, wys dit ons na ons ewige toekoms toe. So dis nie 'n sinnelose saamkoms nie. Openbaring 7 vers 9 tot 10. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel. Uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê,
Heil aan ons God, wat op die troon sit, en aan die lam. Dis waartoe ons gaan, broers en susters, en daarom maak hierdie ons opgewonde, daarom kan ons mekaar help, want ons is besig met die wedloop, en ons stel mekaar op, want die eindtyd, die eindstreep is daar. En dis wat ons gaan verklaar, ons gaan menigte, niemand kan dit tel nie, gaan ons staan voor God, met 'n groot stem geroep en sê, heil aan ons God, dink daaraan, wanneer ons voor God gaan staan. Heilig, heilig, heilig. En ons gaan uitroep, en dit wat ons deurgaan, gaan ons saam by die Here wees. Die hemelse plek van volmaakte gemeenskap. Dink daaraan, volmaakte gemeenskap by God. Geen stryd nie, geen verdeeldheid, konflik nie, geen eensaamheid nie. En die kerk is nie 'n mens ingestelde bijeenkoms nie, ek het dit al gesê. God het dit ingestel, en daarom het ons gemeenskap, want ons is saam hierso op pad, na ons einddoel. En dis waar ek en u gaan wees, saam, wanneer ons gaan, en ons gaan ons oë oopmaak by God. Daarom moet ons gehoorsaam wees aan die woord van God, en ons mag nie, ons moenie hierdie misloop nie. Want wanneer ons die gemeenskap nie misloop, is dit 'n groot probleem volgens vir ons. Gemeenskap trek mense na Christus toe. En wanneer ons saamkom in 'n gemeenskap, trek ons mense na Christus toe vanoggend. En dit moet my begeerte wees. En dan ten laaste, wil ek kyk, wat bedreig vanoggend hierdie gemeenskap? Christelike gemeenskap, Koinonia, wat bedreig dit? Wat bedreig dit? Die gemeenskap wat ek en u vanoggend hier beleef, is gebou op wat? Is gebou op Christus. Is gebou op eenheid, liefde, geloof en diens, wederwysige diens. En dan kom die skrif en kerkgeskiedenis wys vir ons wat dit bedreig. En ek wil 'n paar Bybelse en praktiese maniere vir julle nog baie lees. Maar kom ons dink daaraan. Heel eerste, valse leerstellings of kompromie met die wêreld. Dit broers en susters, breek gemeenskap. Dit breek fellowship. As ons valsheid het in ons kerk, valse doktrine, valse leerstellings, as ons gaan en ons is direk lynreg teen God se woord, dit breek gemeenskap op. Want hoekom breek dit gemeenskap op? Dit verdeel ons gelowiges. Is dit nie so nie? U kyk wat ek doen. U kyk wat uit my mond uitkom. Ek hoop dit doen. Ek hoop jy ondersoek wat ek sê. En daarom, as ek vals spreek, breek dit, bring dit verdeeldheid, en dit bring verwarring. Dit verdeel ons gelowiges. U word verward. Hoeveel keer het jy al na YouTube goed gaan kyk, of Facebook of wat ook al, en dit maak u verward. Want dit klink baie naby aan die waarheid. Dan wat gaan nou aan? Ek het gedink, dit is wat God sê, maar hierdie ou het 10, 20.000, 30.000 followers, sou nie seker reg is. Daar's nou onlangs 'n bekende ou wat goed geskryf het, wat so vals is. Maar mense koop sy goed. Mense volg hom, en hy raak amper die bestseller boek. Maar wat hy in sy woord sê, is vals. Is teen God. En daarom bring dit verwarring vir ons gelowiges. Vir lidmaat was hy al verward. Want baie kere, dit klink alles so goed. En dan kom daar verdraaiing. Dan gooi dit ons. Want die vyand, Satan, kom nie prompt uit en sê, luister hierso, ek sê vir die volgende valsheid. Hy moet dit mooi inkleer. Hy gaan nie reguit vir jy sê wat vals is nie. Hy kom en hy kleer hom in, sodat jy dit moet glo. En daarom, dit is wat vals leerstelling doen, en dit breek fellowship op. Die evangelie word verdraai, dit breek fellowship op. Die tweede een, verdeeldheid, skinde, konflik, rebellie. En ons kan nog daarby sit, dit bring tweedrag in die gemeente. Dis die familie van God. Dink daaraan,
Wanneer daar geskinder word of gelaster word, ons sê ons is een gees, dan skinder ons. Hoe kan ons een gees wees? En onder een gees, die Heilige Gees wat in ons is, kom en iemand beskinder. En dit gebeur, dit breek gemeentes op. As daar magstryd is, dit breek gemeentes op. Dit breek fellowship op. Myne, ek het hierdie, kyk hoe mooi kan ek hierdie doen, of kyk hoe mooi kan ek dit doen, dis myne, iemand anders het nie, mag nie naby my kom nie, dis my gedeelte, jy sal nie daarin kom. Persoonlike konflikte tussen gemeentelede, onopgeloste persoonlike konflikte, dit bring skeiding en fellowship. Daarom, ons moet goed uitsorteer, want anders te bring dit skeiding, wat tussen ons. Eksklusiewe groepe vorm binne die kerk. Eksklusiewe groepe, kliks. Dit breek 'n gemeenskap fellowship op. Daai groepietjie. Jy is nie heilige genoeg nie. Oefen nog bietjie, raak beter, of as jy jou Bybel meer lees, dan kan jy by ons groepietjie inskakel. Ons kan sommer sien, jy weet nog nie veel nie. Jy seker net gister tot bekering gekom. So nee, as jy eendag reg is, en ons kyk dat jy reg is, dan mag jy kom. En dit gebeur. Maar kan nie so lekker kos maak soos die res nie, so is jy by ons groep ingesluit. En ek en jy moet daarteen waak. Eksklusiewe groepe, rebellie en kritiek teenoor die kerk. Dit breek gemeenskap op. Onvergewensgesindheid breek gemeenskap op. As ons nie vergewe nie, as ons nie kan vergewe nie, as ons vashou aan gemors, dit breek gemeenskap op. As ek trots is, of ek jaloers, ek is so trots op myself, want ek is so goed. Dit breek gemeenskap op. Dit breek die fellowship op wat God wil hê ons moet hê. Sonde in die hart breek natuurlike kameraadskap op. Dit wat in die hart is, breek daai fellowship op tussen ons. So ek en jy moet daarna gaan kyk, ons moet daarteen waak. Morele verval, dit breek gemeenskap op. Wanneer daar seksuele sondes is, of daar's finansiële, as daar kom en sê, maar die finansies word nie reg bestuur, dan kan mense begin wantrou. Hulle het nie meer vertroue in die bestuur van 'n gemeente nie. Dit breek goed op. Met ander woorde, ek gaan nie my tiendes betaal nie, want hulle steel my tiendes. Dit breek gemeenskap op. Wanneer die finansies nie reg bestuur word nie, en dis waarom dit vir ons gemeente so belangrik is, dat dit 'n oop ding is, as jy ooit die finansies wil kyk van ons gemeente, waarom ons gaan kyk. Maak 'n afspraak met die tesourier. Want ons moet dit reg bestuur, want as ons dit nie doen, breek dit die gemeenskap van hierdie kerk op, die fellowship. Misbruik van gesag, dit breek die gemeenskap. Volgende punt, gebrek aan liefde en praktiese sorg. 'n Kerk kan kom en hulle kan die regte dinge glo, maar as daar nie liefde is, as ons nie vir mekaar omgee nie, as ons nie na mekaar kyk nie, dit is 'n baie groot probleem. En mense wat ongesiens of geïgnoreer voel. Met ander woorde, ons gee nie eintlik om. Jy kan nie wees jaar in jaar uit, tenminste sien. Ons gee nie om nie, ons stel nie belang. Daarom moet ons mekaar ken, mekaar leer ken. As jy nog nie, as iemand vreemd is en jy weet nie wie dit is nie, maak 'n punt daarvan. Uit u eie uit. Ek wil daai persoon leer ken. Hoekom? Want dit is deel van ons familie. En dit breek, as u in 'n kerk is en jy voel, ek is al 6-7 maande hier, nog iemand het met my gepraat. As die tweede Sondag is om met iemand met my gepraat, dit is al toch. Die eerste Sondag wat iemand met my gepraat het, is al toch. En dit is so belangrik. Hoekom? Ons gee om vir mekaar. So as iemand in daai kerk deur instap, is dit belangrik dat ons met mekaar praat. Ons kan nie mense uitsluit nie. Ons kan nie mense uitsluit nie. Omdat iemand 'n ander persoonlikheid het, is dit nie 'n rede om iemand uit te sluit nie. Juist daarom trek daai persoon in. Want uit daai persoon gaan u leer.
Ons leer uit ander mense se persoonlikhede uit. Koudheid, geestelike trots, verwaarlosing van armes of siekes. Ons moet nie mense verwaarloos nie. Van ons kant af moet ons alles doen om mense nader te trek. Johannes beklemtoon ware liefde, of waar liefde afwesig is ware gemeenskap afwesig. Gaan lees dit in Johannes 2, Johannes 3. Gaan lees dit. Wat sê hy daar, as ons nie liefde vir mekaar het nie? Wat sê hy vir ons? Dan sê hy, glo ons reg, glo ons. As ons nie liefde het nie, en as ons nie liefde vir mekaar het nie, is ware gemeenskap afwesig. Ek sluit af vanoggend. Ek en u moet op 'n plek kom en onthou, ons is hierso, fellowship, gemeenskap. En Bybelse gemeenskap is meer as net om saam te wees. Dis meer as net hier. Dit is om te lewe, dit is om lewe, geloof en doel as een liggaam in Christus te deel. Dis wat ek en u moet doen. Ons moet ons geloof, ons hele lewe en ons doel as kinders van die Here saam deel in Christus. Deur liefde, eenheid en wederwysige ondersteuning. As ons liefde, eenheid en wederwysige ondersteuning, weerspieël ons dit tog deur wat ons doen. Ons het 'n lied gesing, dis nou 'n light of mine. Deur die lig wat u uitstraal, weerspieël u wat in u aangaan. En wanneer u God dien en 'n verhouding met die Here het, gaan u daardie lig uitstraal na mekaar toe. En u weet hoe dit voel, ek bly weg van daai persoon of daai persoon is altyd ongeskik. Maar ek en u in die liggaam van God, in die liggaam van Christus kom ons en ek kan lig uitstraal sodat mense na my getrek kan word en dat die Here my kan gebruik op my persoonlikheid wat hy geskep het om te dien vir hom. Soos ons in ware gemeenskap wandel, word ons 'n lewende getuienis van God se genade. En so dra ons sy lig na die wêreld toe. Mag ons dan vanoggend, ek en u, opnuut die belangrikheid van gemeenskap van die heiliges beleef. Die laaste punt. Mag ons vanoggend dit opnuut die belangrikheid van die gemeenskap van die heiliges beleef. Mag ek en u vandag opnuut besef hoe belangrik dit is. Dit is so belangrik. Nie net vir jouself, vir die geestelike groei. U is belangrik vir die broer en suster in die kerk. Wat is die doel vanoggend? Jy kan sê maar wie. Niemand gaan my luister. Met die Heilige Gees krag in u vanoggend. Wil die Here u nou gebruik en iemand anders te sê. Die Here wil, die Heilige Gees is in. En wie se lewe wil die Here vanoggend hê, moet u gaan dien. Want ons is broers en susters. In gemeenskap, fellowship. En mag ons nooit weer fellowship of gemeenskap of die kerk ooit weer sien as 'n las of 'n mensingestelde instansie. U is hier aan u moet dien vanoggend. Dis so belangrik wat u vanoggend